Mag die God wat bo jou is en onder jou is, langs jou is en om jou is, mag die God wat ook in jou is, mag daai God volgend betreklik naby aan jou kom. En mag ons as ons hierdie kers aansteek, onsself herinner dat hierdie Here ook volgend hier by ons is. Wat dit vir jou goeie nuus wees. Ek wil graag volgens vir ons 'n gedig lees as ons oggendgebed. En jy is baie welkom om jou oë toe te maak en sommer net hierdie woorde te ontvang. Die jaar word ryp in goue akkerblare, in wingerd wat verbruin, en witter lig wat daglank van die nuwe wind en klare son deurspoel word. Elke blom word vrug, tot selfs die traagstes, en die eerste blare val so stil weg in die rookvaal bos en laan, dat die takke van die lang populiere al teen elke ligte môre witter staan. O Heer, laat hierdie dae heilig word. Laat alles val wat pronk en sieraad was vir enkel jeug, en ver was van die pyn, laat ryp word, Heer. Laat die wind waai, laat stort my waan tot al die hoogmoed, uiteindelik vas en nakend, uit my teerder jeug verskyn. Ons gaan so 'n oomblik langer in die stilte bly en in gebed. Miskien wil jy volgende die geleentheid neem om dalk vir die eerste keer in die week in jou lyf tot stilstand te kom, jou kop tot rus te kom. Miskien wil jy vir die volgende paar oomblikke bloot net die stilte geniet en in die Here se teenwoordigheid sit. Miskien wil jy ook jou eie gebed wat jy in jou saamdra, miskien wil jy dit na die Here toe bring, en dan is jy welkom dit te doen. Ons gaan so 'n paar oomblikke so in die gebed bly, terwyl ons luister na 'n ou gesang. Goeiemôre, baie welkom. Ook welkom in ons aanlyn gehoor and to our English viewers who's also with us in such a way. Dit is lekker om julle te sien. Ek het eintlik vergeet om laasweek te sê ons, en soos julle weet as julle gereeld hiernatoe kom, ons doen eintlik nie vakansiedienste nie. Gewoonlik is ons toe in die vakansietyd. Maar laas jaar was daar as jy miskien die kommentaar ingevul het, was van die kommentaar, ons het so 'n evaluering gedoen van al die eredienste laas jaar, en een van die kommentare was dat mense sal graag vakansies ook 'n meditatiewe diens wil doen. So vandag is nou die eerste keer in die vakansie wat ons dit doen. Ons het geweet daar is 'n paar mense wat dit doen, so dit is lekker
dit is lekker om julle ook op hierdie manier te sien. En dit is bizar want dit is net een naweek wat dit vakansie is. Volgende naweek is weer Paasnaweek. En dan gaan ons weer aan. So net op dit in die Julie vakansie het ons ook meditatiewe dienste. Dit gaan van my ander kollegas wees wat dit in die Julie vakansie gaan doen, maar net sodat julle net so daarvan kan weet. Net so 'n paar afkondigings van wat in die gemeenskap aan die gang is. Soos julle kan sien in die blaadjie, alles is eintlik daar. Hierdie week begin die groot lydingsweek of heilige week wat baie gelowiges dit noem. In die kerk, daar's 'n paar dienste in hierdie week. Donderdag aand gaan my kollega Marius hierso in die kerk hier langs aan is dit die nagmaal. In die kerk gaan ook aanlyn wees en as jy in Edelweiss is dit 6:00 die aand. Is daar nagmaal by julle. En dan op Vrydag, Goeie Vrydag, 9:00 is daar die oggenddiens. En dan op Paasondag, volgende Sondag, is daar 6:30 die oggenddiens of die opstandingsdiens. Ons gaan ook nagmaal in die oggend in die kerk hê en dan na die tyd, as jy nog nie weet so 'n diens was nie, na die tyd gaan wag ons op die stoep vir die son om op te kom. En ek het gesien hierdie jaar kom die son 'n minuut na 7 uit. Maar dit is 'n bedrieg want die son kom dalk 7:00 op, maar wanneer ons die son eers sien, is dit weer 10:00. So ons gaan dan almal saam op die stoep wag vir die son om agter die berg uit te kom. En dan 9:00 is dit die opstandingsdiens. En dan in die blaadjie, as jy nie een het nie en jy wil nog graag een hê, in die blaadjie het Marius 'n verskriklik mooi boekie geskryf. Ons wil julle wil uitnooi om saam met ons te doen in hierdie week. Vir elke dag van hierdie week, beginnende vandag, is daar 'n teks, daar is iets om oor na te dink, daar's musiek en dan's daar 'n gebed. Dit is sommer net iets wat ons dink dalk vir ons kan help om in hierdie week in te kom tot en met opstandingsdiens wat volgende Sondag is. So julle is baie welkom. As jy nog nie het nie, is jy baie welkom vir jouself een te vat. Ek het een van my gunsteling Afrikaanse gedigte is die gebed wat ons vanoggend gelees het van vroegherfs. Miskien omdat ek van hoërskool af het ek 'n liefde ontwikkel vir Afrikaanse gedigte en poësie en dalk omdat mense dit so min hoor deesdae. Ek weet nie eens meer of mense op skool enigstens Afrikaanse digkuns leer of jouself of die kinders blootstel daaraan nie, maar vir my is hierdie gedig van vroegherfs geweldige mooi gedig en ons kies hierdie gebed of hierdie gedig om altyd te lees as 'n gebed in hierdie tyd van die jaar. Dalk omdat ek het groot geword in Johannesburg en in Johannesburg is die seisoenverandering eenklaps. Die een dag is dit nog 30 grade buitekant en die volgende dag is dit 15 grade en daar's ryp op die gras. Daar's nie 'n oorgang van seisoene soos wat mense dit in die Kaap beleef nie. En baie naby aan waar ons leef, waar ons bly, is daar 'n klomp wingerde aan die area se kant en dit is opmerklik oor hoe die kleure vir jou, een dag is dit nog groen en die volgende dag begin dit stadig gaan verander in 'n ligbruin en oranje en dis nou as jy daar ry is dit omtrent rooi en veel donkerder. Die natuur het 'n manier wat ons mekaar gereeld hier sê om ons te herinner aan die oorgange van ons lewe, nie net aan seisoene nie. En ek dink die rede hoekom ek lief is vir hierdie gebed van vroegherfs is omdat dit miskien dalk op 'n manier vir ons of vir my dalk herinner aan dat dit weer amper Paasfees is. Net soos vele jare van tevore en dat ons nou weer daar is. Miskien omdat die verandering van kleur om ons herinner aan dat dit weer eens herfs is. My dogtertjie wat in die skool is, leer nou van seisoene. En sy en nou dag toe sê sy toe ons skool toe ry het sy vir gesê, maar is dit nou al winter? Want dit is koud en mistig buitekant. Hierdie week was dit iewers in die week was dit so mistig een oggend. Maar sy sê nee, ons is nou eers in herfs. Sy sukkel bietjie met die gedagte dat daar 'n tussenin seisoen is tussen warm en koud, maar
Ek probeer haar help om herfs te waardeer, die sagte oorgang van seisoene en van die weer. Die gedig herinner my iets daaraan, dat ons weer daar is, net soos vele kere van tevore, dat daar nog 'n seisoen verby is, nog 'n jaar. Miskien omdat die digter van vroegherfs het verstaan wat die natuur vir ons van die begin af hou aan herinner. Die verganklikheid van tyd. Die verganklikheid van alles wat rondom ons is. Dat niks ooit regtig bly nie. Dat jy nooit regtig kan vashou aan iets nie. Want dis nie ons sin om aan vas te hou nie. Ek dink herfs leer ons om aan die mense en aan die oomblikke en aan dit wat beteken ons gee om sag daaraan vas te hou. Want dit kan so maklik verander. Ek dink die gedig herinner vir my, en die tyd van die jaar herinner my, aan die kosbaarheid van tyd. En my dogtertjie is in 'n plek in haar lewe waar sy tyd amper omwen, sy kan nie wag tot die volgende ding en die volgende ding en die volgende fase en ek dink baie van ons is nou in 'n plek waar mens eintlik wens tyd wil stadiger verbygaan. Ons wil vashou aan wat ons het en die oomblikke wat ons het in die seisoen waarin ons is. Die gedig en herfs herinner my aan hoe kosbaar tyd is en dat dit 'n geskenk is om aan vas te hou. So ons gaan vanoggend die oomblik vir mekaar gee waar ons dit dalk vier, die geskenk van tyd. En miskien is jy vanoggend in 'n plek waar jy jouself wil herinner of waar jy weer ontdek dat alles in hierdie lewe is maar verganklik. En dat dit oukei is. Dat dit oukei is. En dat ons hoef nie bang te wees dat dinge eindig en stop nie, of weggaan nie. Maar dat verandering amper vir ons herinner dat die Here is vir ons te midde van alles wat rondom ons plaasvind, te midde van die verandering, dat die Here nog steeds vir ons goed is. Somtyds as dinge eindig en stop, dan is dit 'n geleentheid om terug te kyk en te waardeer dit wat jy aan jou gees en wat die geskenk daarvan is. So miskien is jy in 'n plek in jou lewe waar verandering vir jou moeilik is om te ontvang en te vat. En dan wil jy jouself dalk herinner dat verandering is ook 'n geskenk wat ons herinner die goedheid van God. Miskien wil jy vanoggend die geleentheid neem en dalk vir die Here sê dankie vir die tyd wat aan my gegee is. Hierdie oomblik, hierdie verhouding, hierdie seisoen waarin ek nou is. Of miskien is jy in 'n plek waar jy vir die Here wil vra om vir jou te wys, wat is dit wat jy moet doen met die tyd wat aan jou gegee is? Omdat dit kosbaar is. So ons gaan so aan die begin van ons saam wees vanoggend, gaan ons mekaar die geleentheid gee om hieroor te reflekteer, wat gelowiges doen in die tyd van die jaar en lydingstyd, om oor goed te dink wat ons nie noodwendig altyd aan dink nie. Miskien vir die Here sê dankie vir die tyd wat aan jou gegee is. Dalk miskien vir die Here sê, help my om die beste te doen met die tyd wat wel vir my gegee is. Of dalk is jy in 'n plek in jou lewe waar dit vir jou moeilik is om die verganklikheid van alles te aanvaar. En dan is jou gebed dalk vir die Here, help my om te sien hoe U vir my goed was en goed sal wees. Ons gaan so 'n paar oomblikke neem waar ons dalk so in die stilte sit, dalk weer jou oë toemaak.
En miskien wil jy vanoggend die geleentheid neem om jouself oop te maak vir die verandering reg rondom ons, aan die seisoene wat vir ons herinner, dinge bly nooit regtig dieselfde nie. Dat dit oukei is. Dalk wil jy van hierdie herfsblare in die water kom gooi as 'n gebed om die geskenk van herfs te ontvang. Kerke wêreldwyd vier vandag Palmsondag. En lees dan hierdie teks saam wat ek graag vanoggend vir ons wil lees. Ons teks kom uit Markus 11 van vers 1 en as jy wil saamlees, jy baie welkom. Andersins kyk dis moet net luister na my. Markus 11 van vers 1 af. So toe hulle naby Jerusalem kom by Betfage, Betanië op die Olyfberg, stuur Jesus 2 van sy disippels en sê vir hulle: "Gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal daar 'n jong donkie vasgemaak kry. Geen mense op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle vra, as iemand vir julle sê, wat maak julle daar? Moet julle sê, die Here het hom nodig en hy sal hom gou weer hierheen terugstuur." Hulle het toe gegaan en 'n jong donkie by die ingang buite langs die pad vasgemaak gekry en hom losgemaak. 'n Party van die mense het daar gestaan, het vir hulle gesê: "Waarom maak julle die donkie los?" En hulle het hulle geantwoord soos Jesus gesê het. En daarna het die mense laat heen begaan. Hulle bring die donkie na Jesus toe en sit van hulle klere op hom en Jesus het opgeklim. En baie mense het van hulle klere op die pad oopgegooi en party weer groen takkies wat hulle langs die pad afgebreek het. Die wat voorgeloop het en die wat agteraan gekom het, het uitgeroep: "Prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom. Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is. Prys hom in die hoogste hemel." Jesus het in Jerusalem na die tempel toe gegaan en alles daar bekyk. Dit was al laat middag toe hy en die 12 weer na Betanië toe gegaan het. Direk na matriek was ek vir 2 jaar ek in 'n hotel gaan werk in 'n klein dorp in die noorde van Engeland. En as jy prentjies het van hoe dit moet lyk in die noorde van Engeland, dan is dit presies hoe jy dit verbeel. Dorp was poskaart mooi met groen heuwels en skape en mere. Ek was 18 gewees. En as jy jouself indink oor toe jy 18 dalk was en hoe belangrik daai eerste paar jare na skool was en hoe vormend dit was, hoe baie jy groei en hoe baie jy verander, hoe baie jy gevorm word deur die plek en die mense waartoe jy gaan. Dit is 'n geweldige belangrike tyd dink ek in 'n mens se lewe. En as ek terugdink aan my tyd in die hotel waar ek gewerk het. En dit was maar waitering en ons het maar toilette skoon gemaak en beddens opgemaak. Dit is maar baie eenvoudig, maar die geld was nie te sleg gewees nie. En as ek terugdink aan daai tyd, dink ek ek dink met dankbaarheid aan daai tyd, maar ook met 'n nostalgie. Miskien omdat as ek dink aan daai tyd in my lewe, en dis nou 26 jaar gelede, was dit was van die beste tye in my lewe. Maar dit was van die moeilikste tye ook gewees. En dit was 'n belangrike tyd gewees. Miskien omdat die afstand en die tyd in my lewe wat dit was
vir my perspektief gegee het. Om te besef die wêreld is groter as wat jy dink dit is. En dat die lewe is mooier as wat jy dink dit is. Dis meer broos en is meer ingewikkeld en gecompliseerd ook as wat jy dink dit is. En dit is nie so maklik as wat jy gehoop het nie. En die ervaring dat die plek waar ek gewerk het, en die mense, en dalk die onbekende het my op maniere gevorm wat ek nie sou kon voorspel het nie. En as ek terugdink aan daai tyd, dan dink ek uit dankbaarheid aan daai tyd. En ek onthou hoe as ek nou terugdink oor as ek nie daardeur gegaan het nie, dan sou ek miskien nie by die plek uitgekom waar ek moes wees nie. En tog dink ek, kan almal van ons, baie van ons, kan soortgelyke stories vertel. En ek onthou op die vooraand wat ek moes terugkom. My visum het klaar geloop, uitgehardloop, so ek moes teruggekom het. En ek onthou hoe ek dalk vir die eerste keer in my lewe die ervaring gehad het van hoe dit moet voel as mense praat van 'n hoofstuk wat in jou lewe verby is. Mense praat mos soms so, daar's 'n tyd, die tyd in jou lewe is nou aangeskuif. En ek het nooit regtig dit verstaan nie. En in daai oomblik het ek vir die eerste keer gevoel hoe dit voel in jou lyf as 'n hoofstuk stop. As die tyd uitloop op 'n oomblik in jou lewe. En ek kan onthou oor hoe dit my wat voel het, dankbaar vir wat ek kon deurgaan, maar ook hartseer vir dit wat nou gaan eindig. En dat ek nou moes terugkom na die onbekende toe. En ek wou nie. En dan het ek wou bly. En ek het daai middag, het was laat middag gewees, het ek besluit ek wil die plekke wat my gevorm het, of die plekke wat vir my betekenisvol was, wil ek gaan groet. So ek wil weer deur hierdie klein dorpie gaan stap, by al die plekke wat nou vir my betekenisvol was. En dit was Desember gewees, dit was reënerig en koud en grou en grys, soos 'n tipiese Engelse weer daai tyd van die jaar is. En ek het gaan stap, ek het so laaste draai gaan maak in die supermark, waar ons soms kos gaan koop het by, en waar ek kan onthou, ons een keer toevallig Suid-Afrikaanse Castle Lights gesien het in hulle drankafdeling, en dit gaan koop het, en so opgewonde was daaroor dat ons dit kon kry, want een van die vriende het verjaar. En ons het deur die markplein gestap, of ek het deur die markplein gestap, die plek waar die mense wat daar gebly het, Saterdag hulle plaasprodukte kom verkoop het. En hoe 'n lekker energie dit altyd was. En verby die koffiewinkel waar ek geleer het wat beteken goeie Engelse tee en lekker sticky toffee pudding. En die pub op die hoek van die straat waar ons lewenslange vriendskappe gesmeed. En in my kop het ek gaan groet, gaan totsiens sê vir hierdie plekke. En dit is interessant hoe as jy terugkyk op jou lewe, hoe daar sekere ervarings in jou lewe is wat so betekenisvol was, dat dit ingeets word in jou herinneringe. Dat as jy nou terugdink aan daai oomblik, aan daai tyd, aan daai mens, aan daai verhouding, dat jy kan alles onthou, so asof dit gister was. En hoe dit jou vorm. En dat die reise wat ons in die lewe ondergaan, die reise wat ons kies om te neem, het soms weinig te doen met die fisiese afstand wat ons neem. Soms is die pad wat ons stap en kies om te stap so betekenisvol dat dit heilig raak. En dat jy dit koester en vashou en gereeld daaraan wil dink, want daar's waarde daaraan. Miskien omdat dit 'n tyd in jou lewe was wat jy iets gesien het van jouself of van mense of van die lewe of van God wat jy nooit gedink het jy gaan sien nie. Soms raak die paaie wat ons kies pelgrimstogte
En in hierdie week wat voorlê, 4 kerke en gelowiges wêreldwyd. Ons noem dit Heilige Week. Hierdie dae op pad na Opstandingssondag toe. En ons herdenk die laaste paar dae van Jesus se lewe. En ons praat oor wat hy gedoen het in die lewe. Ons praat oor sy dood. En Sondag wat kom, gaan ons sy opstanding vier. En hierdie teks waar hy op die donkie in Jerusalem inkom, dis die teks wat ons inhelp in die Heilige Week. Jerusalem raak die plek waar hy dan sterf. Die plek waar hy eintlik nog altyd op pad was na. En in lydingstyd vier ons dit. Ons het begin 'n paar weke gelede in die woestyn waar ons mekaar uitgenooi het om in te gaan, nie noodwendig in 'n fisiese woestyn nie, maar in die woestyn van die lewe en daar gaan vra wat ons nie noodwendig altyd vir onsself vra nie. Vra oor verganklikheid en foute. En wat is dit wat jy wil onthou en wat is dit wat jy wil van vergeet? Wat is die perspektief wat jy het op die lewe? Wat is die goed wat vir jou prioriteit is? En dis die reis wat ons af 'n paar weke ondergaan het, van die woestyn af na 'n oop graf. En hierdie teks help ons om in te klim in die laaste paar dae. En die doel, dink ek, die wysheid van die kerk en van mense wat ons vooraf gegaan het, lydingstyd, die hoop wat daar is dat ons tussenin, iewers in hierdie afgelope paar weke, iewers tussen die woestyn en 'n kruis en 'n oop graf, dat ons iewers onsself weer herinner dat die Here is hier by ons. Nie daar ver nie as dinge goed uitwerk nie in die mooi van die lewe nie, maar in die drama van die lewe, in die kompleksiteit, in die wanneer dinge de mekaar is en wanneer alles uit mekaar uitval, dan is die Here daar. So in hierdie week en hierdie teks het my laat dink aan paaie en pelgrimstogte. En laat wonder maar laat dink oor die manier hoe ons deur die lewe gaan. Die manier hoe ons deur die landskap van die lewe stap. En hoe dit ons vorm. En die vraag daarin te vra, wat dryf jou? Wat beweeg jou om sekere paaie te kies en ander nie te kies nie? Hoe besluit jy watter rigting om te neem? Watter van daai paaie trek jou nader aan God, bring jou nader aan God, en watter van die paaie neem jou verder weg van die Here af, en van hierdie gedagte en hierdie insig dat die Here teenwoordig is in jou lewe? Wat is die paaie wat jy kies? En as ek terugdink aan my eie lewe, dan sal ek erken dat daar was dikwels paaie wat ek gekies het, wat my fisies geneem het na nuwe plekke toe, of nuwe omstandighede, nuwe situasies, en dat ek daar gevorm was op maniere wat ek nie verwag het nie. Maar daar's 'n ander kant van paaie ook, en dit is dat die pelgrimstogte wat ons soms neem, die roetes wat ons neem, het soms weinig te doen met afstand. En veel eerder te doen met die moeilikste pad wat jy ooit sal stap. En dit is die pad na binne. Die roete hier in jouself. Dit is soms die moeilike keuse om te maak. Die woestynvaders en moeders, hierdie groep gelowiges wat hulle self afgesonder het in die woestyn en kloosters gebly het 'n paar jaar na Jesus se dood, het dit baie daaroor gepraat en gedink oor hierdie reis na binne en wat dit beteken en wat dit van jou vra en wat die geskenk is wat jy hier sal vind op daai pad. En een van die wyshede wat hulle gehad het, en hulle het baie oor geskryf, maar een van die wyshede was, hulle het geglo dat wysheid is om te verstaan
dat die verste afstand wat jy ooit sal afneem, nie is om te beweeg van die een plek na die volgende plek toe nie. Die verste afstand wat jy soms sal afneem, is die reis na binne, is die roete na binne. En Laura Swan, die beautiful skrywer wat baie gepraat het oor die woestynwysheid, het hierdie woorde neergeskryf wat nou by my bly hierdie week. Sy sê, the desert journey is 1 inch long and many miles deep. Wat my terugbring na ons storie vandag. As jy die storie gaan lees oor Jesus se intog in Jerusalem, die afstand wat hy moes neem, was kort, was nie verskriklik ver gewees nie. Maar, ek vermoed dit moes jare se voorbereiding vat, en se onderskeiding neem, en se wysheid, en se gebed, en moed vir Jesus, om daai laaste paar tree te neem. Om te word wie hy nog altyd was. Soms is die reis wat ons neem, niks te doen met afstand nie, maar oor die diepte. Hoe bereid is ons, hoe diep wil ons gaan, en nie noodwendig hoe ver wil ons stap nie. Maar die vraag vir my laat vra in hierdie week is, as ons as gelowiges mekaar herinner, dat Jesus na ons uitreik, dit is deel van ons geloofsbelijdenis, dat Christus kom na ons toe, dat God se hand reik uit na ons, om ons te kom haal, om ons te vat, om ons te troos, om ons vas te hou. As ons dit glo, dat die Here op pad is na ons, dink ek is die vraag, wat is die pad wat ek neem om Christus te ontmoet? Wat is die pad wat ek moet neem? Hoe ver en hoe diep moet ek gaan om Christus te ontmoet? Daar's 'n Fransiskaanse priester wat hierdie beautiful ding geskryf het, wat ek sommer hier by ons verlos. Vandag hy skryf, my life's work is to go on a pilgrimage to who I am. Dit was ook waar vir Jesus. Sy reis het begin destyds in die woestyn, 3 jaar voor hierdie oomblik, waar hy 'n stem uit die hemel gehoor het, en gesê, dit is my geliefde seun. Hy het 'n ver pad gekom, om op die ouend van die dag in te stap, in die plek waar hy nie wou wees nie. Dit was sy pelgrimstog, om te word wie hy nog altyd was. En ek dink vir ons kom voor dieselfde uitdaging. Somtyds vat ons paai ons na plekke toe, ver weg van hier af, fisies. En ons word daar gevorm. Maar as ons gelukkig is, dan is die pad wat ons regtig vry maak, die pad wat ons regtig betekenis gee, die pad na binne. Om hier in onsself te ontdek, maar wie is ons? En wat Jesus deur sy hele lewe lank vir mense oor en oor wil herhaal het, as jy is 'n geliefde. Soms neem dit vir ons 'n lewe lank om dit te ontvang. Dat ons geliefd is. Dis die ontdekking en dit is die geskenk. Ons gaan so 'n paar oomblikke so in die stilte bly, en dan wil ek sommer net vir ons graag gebed lees. 'n seëngebed oor hierdie in refleksie op hierdie teksgedeelte. En dan gaan ons vanoggend afeindig met 'n ou ritueel wat gelowiges so mekaar gekom het op die voorhand van 'n lang reis, gewoonlik iewers heen, gewoonlik op 'n sendingreis in die ou Bybel, in die ou Bybelse tyd, pad na 'n volgende dorp toe, en dan het hulle by mekaar gekom
en so rondom mekaar gesit en het hulle brood gebreek en vir mekaar brood gegee en gesê, waar ook al jy gaan, die Here is by jou. Onthou dit. En ons gaan vanoggend dieselfde ritueel doen. Miskien wil jy jouself ook herinner dat die Here is saam met jou op pad. Waarheen jy ook al op pad is heen, hoe ook al jou week mag uitspeel, en waar jy die Here ook jou ook al nooi en roep. En as jy die brood vanoggend ontvang, ervaar dit as 'n gemeenskap wat brood breek met jou, en vir jou wil herinner dat jy is nie alleen op die pad nie. Ons deel ons lewens, net soos ons brood ook met mekaar deel. Blessed is the one who comes to us by the way of love, poured out with abandon. Blessed is the one who walks towards us by the way of the cross that holds us fast. Blessed is the one who calls us to follow in the way of blessing, in the path of joy.